Goeiemôre. Ja, die winter het ons vinnig bekruip, hè? Laasweek het ek nog nie eers 'n trui aangehad nie. Vandag sit ek maar onder 'n kombersie. So koud is dit, maar ek hoop dit is lekker warm daar by jou en dat dit goed gaan. Maar is mense wat swaar kry, daar's mense wat deur moeilike tye gaan en ons harte gaan uit na hulle toe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Ja, Here, die winter is hier, dit is koud. Daar's plekke wat baie skade gekry het, daar's vol van water, reën en die see en wind. Nou as ons so na die natuurkragte kyk, dan besef ons hoe magteloos ons is. En hoe wonderlik U is, U die Skepper God. Dankie Here dat U my gemaak het vir wie en wat ek is. Nie perfek nie, maar gemaak. Dat U vir my lewe gee, dat U vir my geloof gee en dat U vir my omgee. Bid vir hulle wat deur moeilike tye gaan, siek is, ek vra dat U elkeen sal aanraak. En Here, baie dankie ook vir die woord. Amen. Ons lees uit Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 13 en die preektema is gedring deur liefde. Uitstorting van die Heilige Gees toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daai die hemel geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het toe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat dan die Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons Parte en Meders, Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en streke van Libië en omgewing van Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Proseliete, mense van Kreta en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en mekaar gevra, wat beteken dit tog? Ander het weer spottend gesê, hulle is vol soetwyn. Ons lees dit tot daar. Gedryf deur liefde. Vraag wat ons wil probeer antwoord vanoggend is, wie gee aan ons lewe en wie stuur ons uit? Nou, die Gees is uitgestort. En die Gees is in ons harte uitgestort met een doel. Nie net om ons te inspireer, maar om ons te dryf met liefde. En Paulus sê nie dat Christus liefde ons inspireer nie. Hy sê dit dring ons. Dis nie poesie nie, hierdie is fisika. Want inspirasie suggereer dat ons 'n keuse het. En jy het 'n keuse vanoggend of jy kan dit aanvaar of verwerp. Daardeur aangeraak word of stil bly. Maar God het klaar die besluit geneem. Sy krag is al reeds in werking in jou. En baie belangrik is dat liefde is nie 'n versiering
van die Christendom soos liggies aan 'n kersboom nie. Liefde is die kersboom. Liefde is die engine wat vir jou en my aan die gang hou. Want sonder hierdie engine word geloof soos Paulus sê, word dit net 'n geraas. Word dit liedere sonder krag, preke sonder vrug. Gemeente sonder getuies. Dan kan ons net by mekaar kom, ons sing en ons preek en ons dien. Maar as liefde nie die krag agter alles is nie, is ons bloot godsdienstige mense wat godsdienstige rituele uitvoer, soos die moslems. En daarom moet die wêreld die verskil kan raak sien. En Pinkstertyd beantwoord vir ons 'n baie fundamentele vraag. En dit is die vraag van, watter krag stort God op sy kerk uit? Voordat die kerk enigiets doen, voordat dit kan preek, voordat dit kan genees, voordat dit kan organiseer, of uitbrei of bou, word die Gees uitgestort. Dit was eers die Gees en toe die kerk. En dan sê Romeine 5 vers 5, wat is hierdie Gees wat in die mense se eie harte uitgestort word? Dit is God se liefde. En dit is waar ek en jy moet begin. Nie met wat ons vir God doen nie, maar met wat God vir ons eerste gedoen het. Pinkster begin met liefde, wat uitgestort word. Dikwels dink ek, ons verstaan die boventrek verkeerd. Ons kyk na Handelinge 2 en dan sien ons 4 en tale en wonders. En ons vra, kan ek in tale praat? Kan ek siekes genees? Kan ek wonders doen? Maar die teks vra 'n heel ander vraag. Handelinge 2 wys 4 wat op mense is. Nie op geboue nie, nie op nasies nie, nie op instellings nie, nie op 'n kerkgebou nie. Nie op die altaar of die tempel of die voorhangsel nie. Die 4 van God land op vissermanne, tollenaars, gewone gelowiges in 'n boventrek by mekaar. In Romeine 5 vers 5 sê, God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. En daarom kom die Gees nie om ons indrukwekkend te maak nie. Die Gees kom om ons liefdevol te maak. En dit is noodsaaklik omdat ons instinkte die teenoorgestelde rigting loop. Ons wil krag hê om te bewys ons is reg. Ons wil gawes hê om te wys ons is uitverkies. Ons wil gawes hê om te wys ons het die Heilige Gees in jou. Ons wil tekens hê om te demonstreer God is met ons. Maar om die waarheid te sê, Pinkster gee vir ons baie meer. Pinkster gee vir ons 'n liefde wat weier om binne ons gemaklike grense te bly. En daarom is liefde nie selektief nie. Christus het vir almal gesterf. Engelsman, Afrikaner, swart en wit, ryk en arm, man en vrou. En daardie liefde eis optrede. En dit is waar Pinkster begin ongemaklik word. Want die Gees begin ons konfronteer met ons weggesteekte wrokke, ons geregverdige woede, ons historiese wonde wat ons geslagte lank dra. En dan moet die Gees dit alles aan die lig bring, nie om ons skram te maak nie, maar om ons gesond te maak. Jy sien, Pinksterliefde stroop ons van verskonings. Ons kan nie meer sê, jy verstaan nie wat my mense gelei het nie. Ons kan nie meer sê, maar dit is hulle wat dit begin het nie. Ons kan nie meer sê, versoening is ingewikkeld nie. Ons kan nie, nee, dit is ingewikkeld. Maar die Gees is juis uitgesort, omdat ons dit nie op ons eie kan oplos nie. En as die Gees op ons is, dan word uitsluiting onmoontlik. En daarom 'n gemeente wat
met die Gees vervul is, kan nie gruwe vashou nie. Net so min as wat die ballon wat met helium gevul is, op die vloer kan bly. Fisika laat dit nie toe nie. En daarom sê Paulus ons in 2 Korintiërs 5, God se liefde dring ons. Hoe dring God se liefde jou? Wat doen jy met God se liefde? Handelinge 2 sien ons die omkeer van die toring van Babel. In Babel het die mensdom trots by mekaar gekom en is in die oordeel verstrooi. Met Pinkster het die mense in gebed by mekaar gekom en is in liefde verenig. Die Gees vee nie verskille uit nie. Die tale bly. Tale word nie tot een saamgevoeg nie. Pinkster produseer nie uniformiteit nie. Dit produseer begrip. En daarom stoot die Gees ons altyd na buite toe, na ander toe. Pinksterkrag sonder Pinksterliefde produseer godsdienstige nasionalisme en nie die koninkryk van God nie. Wanneer liefde intree, breek siklusse. Liefde maak van ons brûe en nie versperrings nie. Hoe gaan jy hierdie Pinkster in? Gaan jy hierdie Pinkster in met liefde? Dis wat God van jou verwag. God verwag van jou om 'n brug te word. Gevorm deur sy liefde. Gevorm deur die Gees wat in jou hart uitgestort is. As 'n ambassadeur van versoening na 'n verdeelde nasie. Hierdie wêreld waarin ons leef, Suid-Afrika verlang na liefde. En daarom kom ons ook vra, wat kan die Gees vir my doen? Begin vra, wat wil die Gees deur my doen? In liefde. Met sy liefde. Amen. Here, gee my liefde. Onvoorwaardelik. Amen.